Vir my gevra, ek moet net so ietsie sê oor die synode wat nou gister geëindig het. Dit was werklik 'n geseënde synode en 'n ordelike synode, maar van die besluite wat geneem is en al die besluite, kan ek werklik vir u sê, al die besluite wat geneem is, was met 'n volstrekte meerderheid. Dit beteken dit was hier tussen 80%, 85% van die afgevaardigdes wat die besluite ondersteun het. Maar dat die media daai besluite verdraai soos wat hulle sensasie kan kry. So, jy moet nie steur aan dit wat op die media kom en sosiale media en Facebook en al die plekke en op netwerk 24. Dit is 'n verdraaiing van die besluite wat geneem is. Die predikante van die klasses gaan binnekort, binne die volgende 2 weke gaan ons bymekaar kom en dan sal ons nou die besluite wat die synode geneem het mooi stelselmatig uiteensit en dit dan aan al die gemeentes deurgee, dat almal presies weet wat is besluit en ons wil daarom net vir die vrouens sê, ons is baie lief vir julle. Die media sê asof ons julle verstoot en dit is nie so. Dit is geensins die geval. So, dit is, moet jy nie steur wat jy hoor. Kom ons bely ons afhanklikheid van God. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here hartlik saam, broeders en susters, deur te sing uit Psalm 146, daarvan vers 1, 4 en 8. Psalm 146, vers 1, 4 en 8, waarna ons bly staan om ons geloof te bely. Oh,
die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en gaan sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dooie. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. God het al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord daarop, broeders en susters, deur saam te sing met Psalm 38, daarvan vers 1, 15 en 17. Daarna verheerlik ons in gebed en direk na die gebed, Psalm 119, vers 39 en 48. Nou Psalm 38. Oh
Hemelse Vader, ons dank U dat U ons vanoggend deur die Gees gelei het en dit vir ons moontlik gemaak het. Dit vir ons moontlik gemaak het om saam met mekaar as U kinders met U te vergader. Mag elkeen van ons dan ook bewus wees van U teenwoordigheid. Mag elkeen van ons bewus wees dat U deur die woord met elkeen van ons persoonlik praat. Mag elkeen van ons deur die Gees gelei word om te hoor wat U vir ons sê. En dat dit wat ons hoor, wat U vir ons sê, elkeen persoonlik, en dit sal ingang vind in ons harte en dat ons dit daarop sal reageer. Ons wil vir U vra dat U ons bewus sal maak. Ja, dat weer onder ons in ons gedagtes indring wat 'n groot en heilige oomblik dit is om met U te kan gaan. Ons met diep ontzag sal luister na U. Ons dank U dat ons dit mag vra en dat ons in hierdie vergadering mag wees, want ons het so pas gesing van ons sonde. Ons het so pas bely dat ons teenoor U oortree. Ons is klein en nietig, swak en sondig. En tog mag ons met U vergader. Tog mag ons U ons Vader noem. Tog mag ons bely, ons glo in die opstanding en in die ewige lewe. Vader, U genade is groot. Ons verdien niks daarvan. Waar U woord vandag ook verkondig word oor die breedte van die wêreld, wil U ook gee dat U ook daar deur die woord sal werk. Ons dank U vir die afgelope week se sinode van ons kerke. Dat ons as broers by mekaar kon kom rondom die woord en kon sê, so sê die Here. So sê ons hoof, Jesus Christus. Hy wat sy kerk regeer en aan wie ons behoort. Wil U gee dat die besluite wat geneem is daar ook tot suiwering en tot opbou van U kerk sal wees. Dat dit ook tot verheerliking van U sal wees. Ons vra die Here in diepe afhanklikheid daarvan. In die naam van ons Koning en ons Here Jesus Christus is ons gebed. Amen. Goodness, my
weer by die huis weer na hierdie psalms gaan kyk, die wonderlike woorde, dat ons in hierdie wêreld nag waarin ons lewe, in hierdie duisternis waarin ons lewe, God se woord gekry het as ons lig op ons pad. Uit die woord van die Here gaan ons dan nou lees uit Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 20. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontstel. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik die naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. En as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Hy het gesê om aan te dui hoe dadige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly. En hoe sê u dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hier die Seun van die mens? En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie verval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. Tot sover ons skrifgedeelte. Ons teksvers, vers 32, en as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Tot sover ons skrifgedeelte, of teksvers. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, ons almal het die afgelope week seëninge ontvang. Ons almal het die afgelope week seëninge ontvang. Ja, natuurlik die grootste seën wat ons ontvang as kinders van God is om te weet God is teenwoordig waar ek ook gaan. So gee dit baie. Want jy sien die storms van die lewe, die wêreldnagte van die lewe, die swaar kry, die
duisternis en die lydings wat daar in die lewe is. Ons is so daarmee besig dat ons nie die seëninge erken of bely of ervaar. Donkerte oorheers dikwels in ons lewe, die lig wat oor ons skyn, wat saam met ons is. Ons almal ly. Ons almal kry swaar. Ons almal het ons unieke beproewinge en worstelinge in hierdie lewe. Daar's nie een van ons wat kan sê, maar ek het nie so iets nie. Dit kan liggaamlik wees, jou gesondheid. Dit kan eensaamheid wees. Hoe baie mense is tussen mense, maar stoksie alleen, eensaam. Kan van finansiëel wees, ja, jy weet waarmee jy worstel in hierdie lewe. Kan verhoudinge wees. En dan word ons getroos met die geloof en die wete. Ek kry swaar, maar Christus weet dit. En Christus kan hom met my swaar kry vereenselwig. Want jy sien, hy het ook liggaamlik gely. Hy is ook liggaamlik beproef. Hy het ook gely toe hulle die spykers deur sy handpalms slaan teen die kruis was. Hy het ook gely toe hulle 'n doornkroon op sy hoof gedruk het dat die bloed loop. Hy het ook gely toe hulle hom met 'n sweep met 'n gesel gegesel het. Hy verstaan liggaamlike pyn. Hy verstaan dat 'n mens daardeur nie altyd kan gaan nie. Want uiteindelik het hy ook uitgeroep, ek het dors. Uiteindelik het hy ook uitgeroep, dit is volbring. Hy verstaan liggaamlike pyn. En as gelowiges en as volgelinge, as mense wat deel is van Christus se liggaam, kan ons getuig daardeur troos en sê, hy verstaan my pyn, want hy het daardeur gegaan. Hy verstaan eensaamheid. Want toe hy daar aan die kruis gehang het, is hy deur al sy mense verlaat. Hy verstaan om deur mense verloon te word. Hy ken mense wat, mens kan het amper nie so sê, want hy het uiteindelik net op God vertrou. Maar mense op wie hy vertrou het, mense op wie hy goed was, wat hom in die rug gesteek het, wat hom verloon het, wat hom verraai het. So hy verstaan ook as dit in ons lewe na vore kom. Hy ken dit. Hy verstaan van finansiële tekorte. Ons het nie genoeg om vir almal kos te gee. Om ooit daaroor na te dink, dat hy terwyl op sy op aarde was, nie een stukkie grond besit. Nie een, selfs sy graf is aan hom geskenk. As nooit sy eie. So hy ken ook daardie tekorte, daardie koste. So dit is 'n wonderlike troos vir ons as gelowiges om te kan sê, ja, ek
ervaar dit of ek ervaar dat, maar gelukkig weet ek, my koning verstaan. My koning ken my pyn, my koning ken my omstandighede. Ja, ek kan dit self sê, hy ken dit beter as ek self, want hy weet meer as wat ek self weet van myself. Maar as ons net daardeur getroos word, as ons net daardeur getroos word deur te sê, ek lei dit, hy het dit ook gelei en hy verstaan dit, dan is dit eintlik maar net 'n troos op 'n, kom ons noem dit 'n sentimentele wyse. Dan is dit 'n emosionele troos. Dan is dit eintlik maar net 'n traan afvee troos. Maar ons moet dieper daaroor nadink. Ons moet dieper daaroor nadink as net 'n emosionele saak. 'n beter voel saak. Want eintlik moet ons nie, ja, ons moet beter voel, ons moet natuurlik getroos word, want ons bely dit in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe, is dat ek in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Natuurlik moet ek daardeur getroos word. Maar as ons regtig mooi nadink oor die Here Jesus Christus, oor die troos wat hy vir my gegee het, dan moet ons dieper dink. Dan moet ons uitkom by die rede waarom het hy gelei. Ons moet by die rede uitkom, die oorsaak by uitkom van sy lyding. Hoekom het hy gelei? Hoekom het hy aan die kruis gehang? Hoekom het hy gesterf? Hoekom is hy geslaan? Hoekom is hy gespoeg? Hoekom is hy verlaat? En die oorsaak van daardie lyding is iets en ek. Hy het gelei as gevolg van ons. Hy het swaar gekry as gevolg van ons. Ons sonde. Nie sy sonde nie. Ons sonde. Hoe groot is ons sonde? En nou praat ek, ja, ons elkeen moet dit besef, want ons kan dit baie maklik verwys aan ander mense se sondes of die wêreld se sondes, maar ons moet elkeen besef, dit is jou sonde, want as jy nie sonde gehad het nie, was hy nie nodig nie. So elkeen van ons se sondes is die oorsaak van sy lyding. En hierdie sonde van ons is so groot, dat ons dit nie self kan oplos nie. Kom ons kan bietjie in die praktyk gebruik 'n praktiese voorbeeld. As ons nou 'n probleem optel, kom ons sê 'n finansiële probleem, dan gaan sit ons nou en ons gaan kyk na die omstandighede van die probleem, ons gaan kyk na die grootte van die probleem, en dit bepaal wie gaan ons nader oor die probleem. As dit 'n klein probleempie is, dan kan mens sommer, ja, na enigiemand toe gaan en sê, kan jy my nie help. Maar as dit 'n groot probleem is, dan moet jy besef, maar hoorie, ek moet miskien na hierdie bank toe gaan en hoor, kan hulle my nie help nie, want, en dan dink 'n mens nie, maar selfs hierdie bank kan my nie help. Verstaan jy die omstandighede? Jy het 'n probleem, jy evalueer die probleem, en dan gaan kyk jy, wie kan jou help om die probleem op te los. Ons probleem is ons sonde. So, kom ons evalueer ons sonde. En
En ons kyk, wat is die omvang van ons sonde? Want ons moet nou 'n oplossing kry vir daai sonde. En dan kom die mens en dan sê die mens, ek het geen oplossing. Ek het geen moontlikheid om hierdie probleem van sonde op te kan los. Ek kan na niemand toe gaan nie. Want ek maak my sonde, ek maak die probleem elke dag net groter en groter en groter. Ons sonde is so groot dat ons dit nie eers kan omvat. En die gevolge van ons sonde is so geweldig dat dit 'n ewige verdoemenis is. 'n Ewige dood is wat die gevolg van ons sonde is. So ons sit in 'n krisis. Ons sonde is so groot dat ons dit self nie eers kan omvat nie. Die gevolg van ons sonde is so dat dit 'n ewige dood en toorn van God is. Dat ons nie eers 'n oplossing kan uitwerk. En daar kom die grootheid van God. Dat ons probleem is so groot dat dit nie op aarde opgelos kan word nie, maar dat God uit die hemel die oplossing vir ons gestuur. Dat hy in die hemel vir ons self kon sê, hier is my seun. Hier is my seun. Om vir julle te kom sterf. Uit die hemel, uit sy hemelse paleis, in sy ewige heerlikheid, word die seun van God na die aarde toe gestuur om hier te kom lei en 'n probleem te kom oplos wat ons veroorsaak. En wanneer mens so oor dit kan dink, dan is die kruis maar nie net 'n simbool van verlossing nie. Maar die kruis is ook elke keer moet dit 'n bevestiging wees en 'n belydenis wees, Here, ek bely dit is as gevolg van my. Ek is die oorsaak van daardie kruis. Ek is die oorsaak van die seun se lyding. So, ons moet dit in daardie konteks sien, want dan kom die werklike troos na vore. Want dan ontvang jy jou lyding en die troos en die versorging wat die Here jou gee om deur al daardie lyding te gaan met dankbaarheid. Met dankbaarheid. Dan is dit nie net 'n swaarmoedige gesig nie. Dan is dit nie net 'n klagte teen die Here. Here, waarom kry ek so swaar nie? Hoekom gaan dit so goed met die ander en kyk wat gebeur met my nie? Maar jy sê, Here, dankie. Dankie dat U die seun gestuur het om my probleem uiteindelik vir ewig op te los. Die ewige lewe geskenk. Want dit is hoe Christus na sy probleem gekyk het. Dit is hoe Christus na sy probleem gekyk het, wat nou op hom wag. As ons nou Johannes 12 lees, dan sien ons die wonderlike bewoording dat die Here Jesus kom en hy sê, verheerlik my. U gaan my nou verheerlik. God wat kom en sê, sy Vader wat kom en sê, ek het jou verheerlik, maar ek gaan jou meer verheerlik. Word pertinent, pragtig daar uiteengesit. Want wat sien Christus uiteindelik raak ten opsigte van dit wat vir hom voor lê?
Natuurlijk sien hy raak die pyn en die lyding. Maar hy sien uiteindelik raak die probleemoplossing. Hy sien eindelik raak die verheerliking wat hy gaan ontvang. Deur die lyding hier. Hy sien raak wat die gevolg gaan wees van sy lyding. Hy sien raak dat deur hierdie lyding is daar verheerliking. Is daar 'n oplossing. 'n ewige oplossing. Nie vir sy probleem nie, maar vir ons probleem. Baie interessante mense lees maar baie oor baie goed in die Bybel. 'n Mens dink nie altyd dit staan nou daar, maar wat beteken dit? Ons gedeelte begin, vers 20 begin weer daar te staan, en daar was sommige Grieke onder hulle, wat opgekom het. En dit is interessant, Grieke wat nou ook na hom toe gekom het om te hoor, hulle het ook verhoor aan Jesus, en hulle wil graag sien. En dan lees ons dat die Here se siel, die Here Jesus se siel, het in hom ontstel geword. Het ontstel geword oor die lyding wat hy nou gaan ervaar. Nee, hy het sopas gesê, hy gaan verheerlik. So waaroor gaan sy ontsteltenis? Sy ontsteltenis, en nou gaan dit nie ontsteltenis van 'n bewerigheid of bangheid nie. Hierdie ontsteltenis gaan oor 'n belewenis, 'n belydenis dat God die pad stap wat hy beloof het. Want jy sien, God het al in die Ou Testament gesê dat sy seun gaan kom. En in die Ou Testament, terwyl hy sê sy seun gaan kom, duisternisse van die wêreld. Terwyl hy in die Ou Testament gesê dat sy seun gaan kom, dan verbind hy onmiddellik dit aan, dan gaan alle volke en tale hom aanbid. Dan gaan hulle kom van die ooste en die weste, van die noorde en van die suide, en hulle gaan sy volk wees, sy kinders wees. Hulle gaan deel wees van sy volk. En dit wat God in die Ou Testament beloof het, hier kom dit net voordat hy nou gevange geneem gaan word en gekruisig gaan word. Hier kom die Grieke, wat nie deel was van die volk Israel nie. Hier kom die Grieke, en hulle sê, ons wil hom graag sien. Daaroor raak hy onsself bevoer. Dit wat sy vader beloof het, dit waarvoor hy gekom het, dit begin. Daardie pad begin, dat alle volke en tale hom gaan loof en prys. Is dit nie wonderlik hoe die woord van God in mekaar sit? Woorde wat ons sommer net dink, dinge wat net gesê word, dat ons sommer net dink, dit is maar vir interessantheid. Nee, dit volg alles in die raadsplan van God. God kan hom verheerlik. En hy sien in sy lyding uiteindelik die heerlikheid daarvan. Hy sien die triomf in die lyding wat op hom wag. Hoe pragtig sal hy dit nie ook in vers 30 en 31. Jesus antwoord en sê, hier stem het nie gekom om my ontwil nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld.
dit wat op hom wag, gaan die oordeel wees oor hulle sonde, oor die probleem wat daar is. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Wat lyding op hom. Maar hy sien nie triomf. Dit is vir hom 'n uitgemaakte saak. Dis nie 'n moontlikheid nie. Hy weet dit is wat gaan gebeur. Die owerste van hierdie wêreld, die duiwel, gaan buite toe gedryf. Sy mag wat hy op hierdie wêreld het, die doodsalmal wat hy op hierdie wêreld het, gaan gebreek. Deur die lyding wat hy gegaan. Nie die doodsalmal wat hy het, wat hy verdien, maar wat ons gaan gebreek deur sy lyding. Wat 'n wonderlike toets, wat 'n wonderlike belewenis is dit dat ons sien hoe God se raadsplan tot uiting kom. Dat dit deur niks gekeer kan word. Dit kan nie gekeer word deur mense wat ons verlaat nie. Dit kan nie gekeer word deur die liggaamlike pyne wat hy ervaar nie. Heerlike troos. Hoekom? Want ons weet ook ons liggaamlike pyne kan as gevolg van dit wat hy gedoen het, nie keer wat ons eindbestemming gaan wees. Ons liggaamlike pyne gaan dit nie keer. Selfs die dood gaan dit nie keer. Die feit dat mense ons verlaat en die feit dat mense ons in die rug steek en die feit dat ons in eensaamheid kan leef terwyl ons omring word deur ander, gaan nie sy raadsplan keer. Want Christus het dit oorwin. Sien jy, ons troos kry vleis aan. Dis nie net 'n oppervlakkige, maar ek weet Jesus ken my en hy weet ook al my pyn en iets. Ons troos kry omdat hy gelei as gevolg van my. Wat het eintlik mag gebeur wat hier op aarde gebeur, maar dit gaan nie keer waar ek gaan eindig. Want dit is vas en seker in Christus. Maar dit is nie net die gedagte daaraan nie. Dit is nie net die gedagte en die openbaring daarvan wat ons troos nie. En wat ons nou maar die moed gee om maar aan te karring in hierdie lewe nie. Jy weet, ons gaan eendag daarom sal dit baie goed gaan. Ons Here Jesus Christus sê dit, as ek van die aarde verhoog word, dan sal ek julle na my toe trek. Hy trek jou ook deur die lewe. Hy trek sy kinders, wie hy gesterf, vir wie hy hulle skuld betaal het, trek hy na hom. Dink aan daardie trek. Hy trek jou deur in die lewe. Hy trek jou sodat jy nie net maar aankarring en aanvoeder in die lewe nie. Hy trek jou deur al die storms heen, deur al die liggaamlike worstelinge, deur al die eensaamhede, deur al die verraaiings, trek hy jou deur die lewe na hom toe. Almal na my toe trek. En hy hou nie op. Daardie woordjie trek, dit is, broeders en susters, en mens raak so opgewonde, want daar
sy oorspronklike taal is hy in Grieks geskryf. Die Griekse taal is bietjie anders as ons taal. Maar hy het 'n woord, ons het verlede, hede en toekoms. Ek het geswem, ek swem nou, ek wil swem. Dit is die 3 tye wat ons het. Maar die Griekse taal het nog 'n ander tyd. Het 'n tyd wat sê, iets het gebeur en nou hou dit aan. Dit hou nie op. Ons praat van in die Griekse taal, dis Aoristys tyd. Daai woord is in trek. Daai woordjie trek is in daai tyd gestaan. Christus het begin om te trek en hy hou nie op. Dis nie dat hy een dag trek en 'n ander dag nie trek nie. Dis nie dat hy 'n tyd lank hom afwesig verklaar en sê ek is nou moeg getrek. Hy hou aan met trek. En hoe trek hy? Net voordat hy opvaar na die hemel, dan bely hy, dan sê hy, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So dis nie net maar 'n trek. Dit is die almagtige een wat alle mag ontvang. Sy krag trek hy jou deur hierdie lewe. As ons dit kan beleef, en kan ervaar, as het met jou swaar gaan, Here, U ken my, U weet van my swaar. Maar as jy dit kan beleef, en hom kan sien, dinge gebeur nie, Here wat oopmaak, Here wat toemaak, gebeur nie net nie. Dis hy wat jou trek deur hierdie lewe. Dan kan jy hom in voorspoed loof en prys. Want dit is ook hoe hy trek. Maar in tye van teëspoed, swaar kry, en jy hom loof, en jy hom dank, en jy deur hierdie lewe gaan. Hy is verhoog, en hy het gelei as gevolg van ons. Hy trek jou deur hierdie lewe. Hier in elke oomblik van die lewe op. Broeders en susters, as dit swaar gaan, vra vir die Here, open my oë, ek kan sien hoe U my trek. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en die Hemelse Vader, ons bely ons sonde voor U. Ons bely dat die swaar kry en die worstelinge van hierdie lewe 'n direkte gevolg is van die mens se sonde. Maar ons sê vir U dankie dat U die Seun gestuur het om die verlossing vir ons te bewerk. Ons dankie dat hy getrou was om deur al die lyding te gaan, iets wat hy nie gedoen het, sodat ons verlos kan word. Ons dankie dat ons mag weet dat die verlossing, die oplossing wat hy bewerk het, 'n ewige oplossing in die hemelse woning is vir ons.
Ons wil U vra dat U deur die Heilige Gees in ons so sal werk, dat ons in hierdie lewe elke dag, elke oomblik sal bewus wees, dat Hy ons na ons toe trek, na Hom toe trek. Dat ons elke oomblik sal bewus wees van Sy teenwoordigheid, van U teenwoordigheid. En dat U dit op ons, U daarvoor loof en prys en dank. Ons vra dat U met hulle sal wees wat U seën nie raak sien. As dit U wil is, open ook hulle oop. Drink ook hulle harte binne deur die Heilige Gees, sodat hulle ook U kan loof en prys en dien in hierdie lewe. Wil U ons elkeen die krag gee, dat ons hierdie groot werke van U sal vertel na buite. Dat ons dit sal vertel met ons woorde, maar ook met ons dade. Dat ons dit sal vertel deurdat ander kan sien in alles wat ons doen, dat ons deur U Seun Jesus Christus getrek. Dat ons nie op onsself staat maak nie, maar dat ons van U en van Hom afhanklik is. Ons vra dit, Vader, in die naam van ons Koning, ons middelaar, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam sing.